vroeër die week op my hart gekom het en toe het Lucas my gevra. Ek het die woord gekry nog voor Lucas my gevra het, dat ek moet kom deel vanoggend met julle. En dit gaan oor ons hart, oor ons harte. Dis een van die onderwerpe wat die meeste in die Bybel, daar soveel onderwerpe, maar daar word soveel verwys na die hart. So dis kom ek sê, dis as ek dit as 'n onderwerp wil vat, dan verwys die Here baie gereeld na die toestand veral van ons hart. En Spreuke 4:23 het koning Salomo die volgende gesê, hy sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die Engels sê dit so mooi, above all else, guard your heart, for it's the well spring of life. En 'n well en 'n spring, dit is soos 'n put wat oorloop. En dit is die fontein van die lewe, sê die woord, En ons moet hierdie, en die Here gee ons die opdrag, hy sê, guard your heart. En ek sê altyd, ons is die sleuteldraers van ons hart, dis kom die Here sê, kyk, ek staan en klop by die deur van jou hart. So ek moet hom oopsluit. Dis ek wat kies wat gaan in, en wat gaan nie in nie. So ons moet verantwoordelikheid vat vir ons hart. Dis kom die Here sê, bewaar jou hart. En as jy gaan kyk, die grootste gebod, die eerste gebod sê, dat jy met die Here jou God lief hê, met jou hele hart. So hy wil nie net 'n stukkie hê nie, en hy wil nie stukkies van jou hart behoort aan iets of iemand anders te nie. Jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart. So hy spring sommer weg. Die grootste gebod spring sommer weg met ons harte. Net om te wys hoe belangrik is dit. En Samuel lees ons dat die mense kyk buite, soos ek na jou kyk, sien ek buite. Maar die Here kyk nie buite nie, hy kyk binne. So wat saak maak is wat binne is, nie so baie soos wat buite is nie, So die Here kyk na mense hart, hy deurgrond die hart, hy toets ook die bedoelinge van die hart. Dis omdat as ons voor die Here kom, moet ons baie opreg wees. Ek moet maar oopmaak, jy weet, die hart is bedrieglik, en ons steek baie goedjies weg, en ons hart steek baie keer vir onsself goedjies weg. Baie keer gaan dit meer as oor die halsbaantjie, as oor die hondjie. So wanneer ons voor die Here kom, laat ons hart oopmaak, en sy seun, koning Dawid, het gesê, Here, deursoek my hart, as jy enige ongeregtigheid vind, wys my, en ek dink dit is kom die Here gesê, dalk is die balk uit jou eie oog, hy sit die vergrootglas op jouself, vra, Here, wys my, wat moet by my verander, wat gaan in my hart aan? Ons moet baie gesteld wees, en ek sê nie, ons moet selfveroordeling wees, maar ons moet selfondersoek doen, en ons moet die Here vra, laat hy ons lei in dit. Die hart is nogal kompleks. Ek sal so 'n bietjie met ons praat daaroor. Die woord sê ook, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. So ons hart kan verlei word, Wat vir jou belangrik is, dis waar jou hart gaan. So ons moet jy vir jouself vra, waar is jou skat? En dan sal jy weet, waar is jou hart? Ja, so daar's 'n mooi guide wat ons kan check. Ons kan gou kyk, maar wat is vir jou belangrik? Want as ek kyk waar my hart is, gaan kyk, hoeveel ure 'n dag spandeer ek aan wat? Want waar jou skat is, sal jou hart wees. So dis alles goed dat ons kan selfondersoek doen. En dan weet ons ook dat die Here sê, laat elkeen gee soos wat jy in jou hart voorneem. Daar's bedoelinge in ons hart. En dis waar hy ook praat in Korintiërs van, laat ons gee soos ons in ons hart voorneem. Die hart is die sentrum van ons gedagtes. Ons moet baie mooi weet, hy is die middelpunt van ons wese, ons hart. Hy is die sentrum van ons gedagtes, en ons emosies is sy stem. Ek het dit nooit geweet nie, ek mag dink emosies is emosies, maar die toestand van die hart bepaal die emosies, bepaal hoe ons reageer. Ook waarvan die hart vol is, loop die mond oor. As die hart vol kwaad is, gaan die mond kwaad beweeg, kwaad spreek. As die hart rustig is, en op 'n goeie plek is, gaan ons liefde en ons sal goed spreek. So ek moet gaan kyk wat is in die hart. Want iets het jy ingelaat in die hart, iets het met jou gebeur en jy toegelaat, dat het jou in die hart tref.
So ek sou 'n bietjie gaan lees oor die Bybel, alles oor die hart sê, en ek gaan net die puntjie van die ysberg kan raak, want as ons oor die mens is kompleks geskape. Die hart is kompleks. Maar as ons in die Bybel gaan lees, lees ons dat die mens se hart kan ontsteld wees. Die mens se hart kan gewond wees. Hy kan deurboor wees. Hy kan bedroef wees. Hy kan bedruk wees en selfs gebroken wees. Daai gebroke hart. En ek het so gedink toe ons die nagmaal hou en toe God uitroep, toe Jesus uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Daai uitroeping, dink ek het sy hart in 1000 stukke gebreek. Nee. Die Here sy hart was gebreek vir ons, sodat ons harte weer kan heel gemaak word, maar sal daarby kom. Die hart kan opgewek wees, dit kan bly en vrolik wees. Ons hart kan ook heel hartig wees, of halfhartig, of lafhartig wees. Ek het daai woord al aan gedink, lafhartig. Jy is lafhartig, maar hy praat van sy hart. Hy is nie 'n lafhart, dis sy hart. Nee, sy hart is nie daarin nie. Hy het vrees in sy hart, nee. So hy kan heel hartig, of halfhartig, of lafhartig wees, en jou hart kan selfs verdeeld wees. Hoeveel keer het ek in my hart al gevoel, ek wil iets doen, maar die een kant van my wil, maar die ander kant wil nie. En of ek voel so, en nou voel ek nie so nie, en môre voel ek weer so, en nou voel ek, so ons harte kan verdeel, dus dit is ingewikkelde goed hierdie, nee. Ons hart, die woord sê dat die hart is bedrieglik vir alle dinge. So kan jou hart ook nie heeltemal vertrou nie. Jou hart en jou emosies kan baie keer sekere dinge wat jy doen, of sekere maniere laat voel, maar jou hart en jou emosies kan vir jou jok. Jy voel dalk iemand, hulle hou niks van jou nie, of jy voel daai persoon het iets teen jou, en jy dink so, tot die enig met hulle pan, kom jy agter, maar hierdie is die mooiste mense in die wêreld, en hulle het nie 'n swempie van iets teen jou nie, jy het so gedink, jy het so gevoel, so pas op vir jou se hart, en vir al jou emosies, want dit is die stem van ons hart, nee. Die hart kan wys wees. Hoe is die hart wys? As die gees van wysheid in jou hart woon, en jy laat hom toe, om jou te lei in wysheid, dan kan die hart wys wees, maar hy kan dwaas ook wees. Hy kan standvastig wees, maar hy kan waar wees. Hy kan opreg wees, hy kan ongehoorsaam ook wees. Hy kan braaf wees, soos ons nou net gesê het, of hy kan lafhartig wees. En ons lees dat ons harte kan smelt soos was. Ek het nogal gedink, dis nou as jy jou trouvrou ontmoet, dan smelt jou hart soos was, of jou kleinkinders, nee. Hulle kan nou sy hart laat smelt. Maar so ons harte kan smelt soos was ook, is van die, as jy daaraan dink, jy kry swerwersharte. Jy kry so baie met mense wat op straat bly, swerwershart. Kan nie lang op een plek bly nie. Jy kry afgestompte hart, die Engels praat van 'n dull hart, nee, afgestompte hart. Jy kry harde hart. Jy kry trots en hoogmoedige harte. Ek het al gehoor dat mense, hulle kom teen 'n gees van hoogmoed, maar hoogmoed is nie 'n gees nie. Dit is 'n toestand van die hart. Hoogmoed is soos 'n kanker. Dit is 'n geestelike kanker wat die hart kry. Hoogmoed is ook die wegspringblok van alle sonde, want die sonde begin in die hart. Hy manifesteer eers wanneer hy begin doen, en as hy ryk word, loop hy tot die dood uit. Nou, so dit begin in die hart, die sonde het begin in die hart, lang voor hy dit gedoen het dit in die hart begin. Maar skrif op dit ook, maar gaan nou nie vir alles op daai kan lees vandag nie. En dan is die hart kan boos wees en pervers. Die mens se hart is baie kompleks, en ek dink ons hart is baie delikaat. Ek dink 'n gebroke hart is, as jy 'n kristal vaas of beker laat val, dan spat hy in 1000 stukke. Dis so 'n gebroke hart kan wees. So die hart is baie delikaat, dit is iets baie besonders, want onthou ons is die enigste wesens wat daai hart het. Al die ander wesens het gewoon 'n bloedpomp, soos ons, maar ons praat nie hier van die bloedpomp nie, nee. Ja, so hierdie hart is baie delikaat, en Jesus sê dat ons harte kan ook rein wees. Ja. En ek gaan hierdie skrif vir julle lees, Matteus 5 vers 8, hy sê, geseënd is die
wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Blessed are the pure in heart, for they will see God. So daar is van julle, geseënd van julle. Nou, ek glo al julle sit hierso, maar hy praat met die mense dom, né? Hy sê geseënd is die wat sy hart rein is, want hulle sal God sien. En dit sê vir my die hart het oë ook. Nou, ons het hierdie oë en ons het hierdie oë. En hy sê geseënd is die wat hier rein is, sodat jy hom kan sien. Want met hierdie oë sal jy hom nie net sien nie. So ons moet hom met die oë van die hart sien, en daar's 'n liedjie ook. Ek het nou die ou se naam vergeet, want dit dalk so open the eyes of my heart. Nee. Lord, so that I may see you. So die oë, die hart het oë, maar hy het ore ook. Nee. Hy het ore ook. Want toe Jesus, so die hart kan blind en doof wees. Ja. Nou, so, ons moet die Here vra, dat is my, hoe is die oë en die ore van my hart? Jesus het in Matteus gesê, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Maar hy praat dan met mense wat vir hom luister, so hy het nie gepraat van daai ore nie. En Jesus het dit net na die gelykenis van die saaiër gesê. En as hy gaan kyk, die goeie grond, wat hy van praat in die gelykenis van die saaiër, sê hy, die goeie grond is hulle wat die woord gehoor het, en dit in 'n edele en 'n goeie hart bewaar. Jy sien, 'n dowe hart kan nie die woord bewaar. En die ding is, as ek nie die woord kan bewaar nie, as ek hom nie hoor met die ore van my hart nie, as ek hom hoor met die ore, dis wat ons sê, dan gaan hy highway, hy gaan hierdie kant in en weer die kant uit. Nee. Maar wanneer ek hoor met die ore van die hart, ek bære hom in 'n edele en 'n goeie hart, bære ek die woord, en met volharding vrug dra. Sien, dan kan die woord van God manifesteer. Daar moet ons pas op, waarvan die hart vol is, loop die mond weg. Die toestand van die hart, hier binne bepaal hoe dit met my lewe gaan, en met die mense om my gaan. Ek wil vir jou sê, my boetie, my sussie, Satan het gekom van kleins af, agter ons harte af. Nee, dit te doen met die sondeval, het fout gegaan met die mense hart, met die sondeval. Kaai. En van kleins af het die vyand gekom vir ons harte, want die ding is, as hy jou hart het, dan het hy jou. En as hy jou hart kan breek, dan breek hy jou. Jy sien, as hy nie jou kan doodmaak nie, dan is hy agter jou bediening aan. Hy is agter jou lewensdoel aan. Hy is agter dit wat die Here vir jou het aan. Hy wil 'n stok in die speke sit. So hy kom agter die kinders se harte aan. Al is jong mense, kinders. Kom hy agter die harte aan. Hy het gekom om te steel, slag en verwoes. En as hy sien hoe die wêreld gaan, kan jy sien hoe is die hart van die wêreld. Want jy sal die hart ken van hoe hulle maak. As jy gaan nuus kyk, steel, slag en verwoes, dan weet jy hoeveel van die hart het hy besmet in die wêreld. Ja. So ons moet baie versigtig wees van wat in ons hart omgaan. Want ons kan ons eie hart ook so vinnig besmet. Die goed wat ons op mediteer, ons gedagtes ophou, die Here gesê, hierdie wetboek moet nooit julle mond verlaat. Jy moet dag en nag op hom mediteer. Jy moet jou gedagtes rig op dit wat goed, prysenswaardig en noemenswaardig, wat goed is. Want as hy vergif raak jou hart, dan begin, en mense wat seer gekry het, en seer het, maak seer. Dit wat in die hart is, dit gaan uitkom. En dan Jesaja, gelukkig, ons het 'n hartdokter. Nou, en Jesus, voor hy sy bediening begin het, heel aan die begin, was hy in sy tuisdorp, Nazareth, in die sinagoge, en hulle bring vir hom die boek, en hy lees in Jesaja, hy sê, die gees van die Here, en hoe pragtig is dit, die woord, ons het 'n groot voorreg, geliefdes. Die woord was van die begin af daar, hy was met God en hy was self God. Ja, en die woord het mens geword en hy tussen ons kom woon in die vlees, hy het sy woning by ons gemaak. Nee, en hier kom die woord
wat mens geword het en hy vat die woord van God en hy spreek die woord oor die wat luister en hoor en oor homself. En hy spreek die volgende, hy sê die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om die blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart en die gevangenes 'n vrylating uit te roep en in die geboeides opening van die gevangenes. Maar hy het my gestuur om die gebroke harte aan mekaar te bind. Ons het 'n hartdokter. Sien, een of ander tyd het hierdie wêreld ons raak gery. Hier is die een hier wat hier sit wat die wêreld nog nie raak gery het. Ek en Kluis. Maar ons het 'n hartdokter wat hom aan mekaar bind. Nee. En weet julle geweet ons het 'n hartchirurg ook. Hy is in Jesegiel. In Jesegiel 11, 18, 19 praat die Here van die harte. Ek gaan vir julle Jesegiel 36, 26 lees. En nou kan maar die konteks gaan lees, maar hy praat met sy kinders. En ons is sy kinders. Lukas het dit gebid, mede-erfgename. Maar van Jesus die eerstgeborene is van baie seuns in die huis van die Here. En hy sê in Jesegiel 36, 26 vir sy kinders, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee, die Jesus hart. Nou, so, as jy wil weet waar moet jy gaan, ons weet dit. Elke ding. En dan kan ons, soos Paulus sê, klaarmaak met die verlede. Ek het laas daaroor gepraat. Dit wat veroorsaak het dat die hart gebreek is, dis dalk iemand in die skool wat jou geboelie is, dalk onderwyser wat jou sleg maak, dalk jou ouers, dalk 'n harde pa gehad, 'n moeilike pa, paar klappe teen die kop gekry. Jy dalk by 'n plek gewerk waar mense jou afgekraak het, sleg behandel het. Hoe ook al sy, wat ook al jou hart gebreek het. Ek wil vir jou sê, die geveg is nie teen vlees en bloed nie. Dis dit Satan, hy het gekom om te steel, slag en verwoes. Daarom moet ons losmaak, vergewe daai mense. Die vyand het deur hulle gewerk, maar die vyand het deur ander weer op hulle ook gewerk. Jy moet dit net weet, hulle het nie vrygespring nie. Seer maak seer, hulle het ook pak gekry. So spreek hulle vry. Hulle kan vry wees, so maak los met agter. Jy sien, as ons in die verlede werk, dan lei dit na moedeloosheid, na negativiteit, na ontmoediging. Die Here het gesê, kom vir die ootmoediges. Jesus het op 'n stadium die disippels eenkant geroep na die bergrede, en hulle het om hom kom sit en hy het gesê, ek het hierdie goed vir julle vertel, sodat julle in my kan vrede vind. In hierdie wêreld sal jy dit moeilik hê. Maar hou goeie moed. Die Engels sê so mooi, this world you will have trouble, but take heart. Take heart, I've overcome this world. Ek het hierdie wêreld vir julle oorwin. So hou jou hart net vas. Ek kan hom nie vir jou vashou, want jy moet hom vashou. Dis jou hart. Jy sien, anders was daar nie vrye wil nie. So die Here sê, hou jou hart vas. En dan bring jy daai hart voor die Here en sê, Here, deurgrond hierdie hart, spoel die genesende krag deur hierdie hart. Here, want wat van die hart vol is, loop die mond oor. En waarvan die mond oorloop, die tong, het mag oor lewe en dood. Spreuke 18:21. Of het nou lewe spreek of dood spreek. Hoe ek handel en ek wandel, gaan dit lewe bring, of gaan dit pyn bring vir die mense om my. Want my pa was 'n harde ou, hy het my gepynig, nou pynig weer my kinders, en my kind pyn weer my kleinkinders, en my kleinkinders pyn weer hulle kinders, en dit hou nie op pyniging, want ons maak nie klaar nie. Ons bring hierdie harde hart van Here, vang hom met 'n Jesus hart, van hier af my nageslagte geseën, tot in die 1000e. Slag, en ek kan stop by my en by jou. Amen. In Jesus naam. Ek gaan hom daar los.